Dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons as kinders van die Here het om so by mekaar te kan wees. Dankie vir 'n heilige oomblik, dankie vir die teenwoordigheid van God se Gees. Here, ons wil weer eens welkom heet. O Heilige Gees, kom beweeg in ons midde. Laat die Heilige Gees beweeg, Here, sitplek tot sitplek. Elke persoon aanraak. Here, voor ons begin om die boot te bring, wil ons net vir U sê, Here, ons draai ons na U toe. Want ons weet, U is ons enigste verlosser. U is die een, U is ons redder. U is ons enigste hoop, Here. En ons dankie vir die voorreg wat ons het om 'n God te kan dien, soos ons God. Daar's niemand soos U nie. Ons verklaar dit en ons verklaar ook ons afhanklikheid van U. En ons bid, Here, dat hierdie diens alles oorgegee word aan die Here. Dat U mense sal aanraak, dat die Here sal werk soos Hy wil. En dat U elkeen sal gebruik op U besondere manier. Dankie vir 'n nuwe jaar, dankie vir nuwe uitdagings en dankie vir nuwe verlossings en dankie Here dat ons vertrou op U en U alleen. Amen. Voor ons gaan sit wil ek net sê, julle weet die woord van die Here sê dat God woon in die lofsange van sy volk. God woon wanneer mense saam is. Dit is so lekker om lekker te sing. Kinders van die Here is ons lekker mense. Ons sing lekker saam want ons weet ons is nie beter nie, maar ons is beter af. Ons weet waar ons heen gaan. Dis hoekom ons lekker sing. Paulus en Silas was in die tronk en hulle sê in middernag, in die middernagte uur, die tronk was nie soos vandag waar mense kon straik in dit nie. Hulle was in 'n grot ingegooi. Hulle was vasgeboei. En middernag sê die woord, en Paulus en Silas het lofliedere gesing tot eer van God. En wat het gebeur? Die tronk het na 'n aardbewing gekom. Dinge gebeur wanneer kinders van die Here saam is om lofliedere te sing. Amen. Dankie vir die musiek. Kom ons gee net vir hulle 'n handeklap. Dankie dat hulle ons gelei het en dat ons reg is om die woord te ontvang. Amen. U kan die sitplekke neem. Die boodskap wat ek wil bring is mos die salwing van die Heilige Gees. Voor ek oor die salwing van die Heilige Gees praat, wil ek net iets praat dat ek is 'n nuuskierige man. Ek lees boeke en goeters. En as ons navorsing doen, boeke lees oor, ek het 'n boek gelees, The Generals of God. As ons die Bybel lees van kragtige mense, dan is daar 4 of 5 puntjies wat by almal uitgekom het. Die eerste is hulle is oorgegee aan God. Die tweede is mense wat bid. John Wesley het gesê, hy bid ten minste 2 uur op 'n dag. Dit gaan nie oor tyd nie, maar dit gaan met jou verhouding met God. As jy bid, dan kom jou verhouding met God beter. Kan julle amen sê daarop. Die derde ding wat jy altyd van al die mense lees, dat behalwe dat hulle gebid het, hulle het geloof gehad, onwrikbare geloof in God. Julle weet baie keer, want dinge sleg met mens gaan, dan twyfel jy. Hulle het nooit getwyfel nie. En ek wil julle aanmoedig, moenie twyfel nie, God is daar vir julle. Julle weet hierdie een mooi liedjie wat hulle sing, Amazing Grace. Weet julle waar daai liedjie vandaan gekom? Die slawe van die tyd in die Bybel het onder in die skip gewerk en hulle het geroei daar. En hulle het daai liedjie gesing, Amazing Grace. En ons sing dit nog vandag. Wanneer ons dit sing, moet ons ook dink aan hulle. Hulle het in moeilike omstandighede, hulle het hard, hulle moet daaronder, hulle kan niks sien nie, maar hulle moet net roei. Maar hulle sing Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Baie mense, wanneer ons die Bybel lees, ek gaan nou begin preek, wanneer ons die Bybel lees, dan vat ons 'n versie, as jy kyk na Filippense wat sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee, dan dink ons, daai persoon wat tot alles in staat is, hy was daar waar dit goed met hom gegaan het. Toe Paulus daai woorde geskryf het, was hy in die tronk, kinders van die Here. Hy was binne in die tronk, het daar gesit, maar hy skryf, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my die krag gee. Of jy waar jy ook al is, wil ek jou aanmoedig. Goed, ek gaan net weer terug na die generals toe. En 'n ander ding wat hulle ook gedoen het, hulle het gevas ook. En hulle was vervul met die Heilige Gees en gedoop met die Gees van die Here. Jare terug, en ek wil dit net noem, dat ek was by 'n ander kerk gewees, wat niks fout is met die kerk nie, maar wat my aangelok het na die Pinkstermense, was die teenwoordigheid van God, en die werking van die Gees van die Here, en dit het my aangetrek. Ek wil net vra vir u, is die werking van die Gees nog soos dit was in die ou tyd? Ek weet nie, daar het iets gebeur,
daar's nie meer eintlik regtig 'n groot verskil tussen kerke en goeters nie. Die verskil wat daar moet wees is die salwing van die Heilige Gees. Kan ons sê amen. Julle weet enige mens kan preek, nê? En ek vra altyd vir mense om vir my te bid dat ek altyd onder die salwing preek. Daar's 'n verskil van iemand wat 'n woord bring en iemand wat onder die salwing doen. Mens voel dit aan, jy weet dit, jy is dit nie so nie. Die salwing bring ook 'n verskil in die omstandighede in. En ons moet, die Here wil ons elkeen vul en hy wil vir ons die salwing gee en ons moet hom net vra en dit is die salwing wat die juk breek. Dis die salwing wat dinge verander. Dis nie net in die kerk nie, maar ook in jou eie lewe. In jou eie lewe dan besef jy kan iemand sien wat die salwing van die Here op hom het. Is dit waar wat ek nou praat? Julle weet dis waar. Jy sien net sommer hierdie persoon is anderste. Dis die salwing en die Here wil vir ons vandag ook weer herinner dat ons moet smag na die salwing van die Here sodat ons lewens kan verander en ons ander mense se lewens kan verander. Dis die salwing. Die ou mense vandag, ek is nee, maar ek is oud. Ek is nog jonk, nee Johan. Die salwing maak dat jy jonk is. Ons het lekker gesing hierso, maar die salwing bring iets in 'n mens se lewe. Ek onthou toe ek 'n jong man was, het ek een keer in die kerk gesit en toe ek kyk na die dominee, dit was 'n dominee wat gepreek het. Toe sien ek in die gees 'n lig agter hom. Ek sien sy oë blink. Moses toe hy van die berg afkom met sy oë geblink. Dat ek het dit raak gesien toe ek 'n jong man was. Sien ons dit nog raak? Is daar nog mense? Ek wil bid dat die Here vir my help en julle moet vir my bid en ons moet vir mekaar bid dat die mense God in ons sien. Dat die salwing van die Here, dit is die salwing wat die lewe ons lewens verander. Ek het dit gesien met my eie oë en ek sal dit nooit vergeet nie. En ek begeer dit dat ons ook so sal wees en is moontlik. Die Here wil dit vir ons elkeen van ons doen. En die salwing is nie net vir die pastoor nie, dames en here. Dis vir elkeen wat julle hier sit, vir jou ook jongman. Die salwing van die Here. En as ek oor die generals praat, dan is daar nog iets wat altyd by hulle was. Julle weet, mens moet dissipline hê. Daniel het 3 keer op 'n dag gebid. Al die mense, julle kan nou lees, hulle het dissipline gehad. Hulle het vroeg opgestaan en die naam van die Here aangeroep. So as jy die salwing wil hê, dan moet jy bid. As jy die salwing wil hê, dan moet jy onwrikbaar glo. Jy moet jou oorgee aan God. En as dit nodig is, dan moet jy ook vas, soos wat ons nou in hierdie tyd gaan doen. En jy moet jou volle vertroue en dissipline. Baie mense, en ek gaan nou gaan ek preek binne 'n minuut. Ek het al saam met mense hier's baie sportmense hierso, sport gedoen. Jy kan sien daai persoon het baie talent. Maar jy moet jou talent beoefen. Dit help nie jy talent en jy oefen nie. Ek het beter gespeel as mense wat beter as ek was, omdat ek dedicated was. Geoefen. Al is jy hoe goed, jy kan nie, as jy nie oefen nie, gaan jy dit nie maak nie. Amen. Kom ons oefen. Kom ons kom gereeld kerk toe. Kom ons vra die Here om ons te help. Kom ons vra die Here vir die salwing. Kom ons vra die Here dat hy met ons moet wees. So ek wil praat, soos ek gesê het, oor die salwing. Die betekenis is om afgesonder te word vir God. Om bekragtig word deur die Heilige Gees. Om toegerus word vir 'n spesifieke roeping of taak. Dit is die doel van die salwing van die Heilige Gees. Dit is wat dit beteken. En daar's 2 verskille. In die Ou Testament is mense met olie gesalf om konings, priesters en profete en te word en ook voorwerpers gesalf. In die Nuwe Testament is die Heilige Gees self die salwing. Die Heilige Gees is self die salwing. Ek wil graag in die Ou Testament, Eksodus 30 lees vanaf vers 22. So ek is nou by die Ou Testament, kom ons hoor wat sê die Bybel, die heilige salfolie en die reukwater. Vers 22 sê, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, en jy neem vir jou van die beste speserye, 500 sikkels fyn mirre en die helfte soveel geurende kaneel, 250
sikkels en 250 sikkels gegeurde kalmoes. So die Here het vir Moses gesê, hoe moet hy maak met die salfolie? Ek wil net in ons tyd sê, dat 500 sikkels is omtrent 3 kilogram. So ons praat hierso van 250, so ons praat van 6 kilogram, net in ons tyd. En 500 sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligheid in die tuin, en 'n tuin olyf, en 'n hin olyfolie. En maak daarvan heilige salfolie, 'n salfmengsel soos 'n salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet dit wees. En daarmee moet jy dan die tent van die samekoms salf en die ark van die getuienis. So die salfolie moet so wees, 5 krye en dit, en die tent en die ark moet gesalf word. En die tafel met al sy gereedskap, en die kandelaar met sy gereedskap, en die reukaltaar, en die brandofferaltaar met al sy gereedskap, en die waskom met sy voet. So moet julle dan heilig, dat hulle hoogheilig kan wees. Elkeen wat aan hulle raak, word heilig. Jy moet ook Aaron en sy seun salf, en hulle heilig om vir die priesterdom te bedien. En jy moet met die kinders van Israel spreek en sê, dit moet vir my 'n heilige salfolie wees in julle geslagte. 'n Heilige salfolie in julle geslagte, in die toekoms verder aan. Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie. En julle mag ook nie dieselfde voorskrif, julle mag ook na dieselfde voorskrif so iets nie maak nie. Heilig is dit, en heilig moet dit vir julle wees. Elkeen wat so iets meng of iets daarvan aan 'n onbevoegde laat kom, moet uit die volkgenote uitgeroei word. So dit is wat die Bybel sê in die Ou Testament. Vers 31 sê, jy moet met die kinders van Israel spreek en sê, dit moet vir my 'n heilige salfolie wees in hulle geslagte. Vers 32, op geen mens se liggaam mag jy dit uitgegiet word nie, en hulle mag ook nie dieselfde voorskrifte so iets nie maak nie. Die salwing maak 'n verskil, soos ek reeds gesê het. Dit maak 'n verskil. Daar is niks soos die salwing nie. Daar is nie 'n nabootsing van die salwing nie. Ek wil net praat oor die Ou Testament, so ons leef nou in die Nuwe Testament. En die Ou Testament is 'n skaduwee van die Nuwe Testament. Al hierdie dinge wat gebeur, vandag sal ons mense met olyfolie, daar is mense wat hierdie goeders maak, maar dit gaan meer oor die simbool vandag as dit. 1 Johannes 2 vers 20 sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Die woord van die Here sê, ons kinders van die Here, ons het die salwing van die Heilige Gees en ons weet en dit alles. Hoe kry ons dit? In Esegiel staan daar geskrywe, en daar het water in die tent ingekom, nie fisiese water nie. Water wat opgestyg het. Die salwing verander ons. Dis hoekom die woord sê, daar sal strome van lewende water uit jou binneste uitkom, uit jou binneste. Ons kinders van die Here moet ons vul met die Heilige Gees. Die water is 'n simbool. Ons moet hom vul sodat ons vol kan wees van die salwing, vol van die Heilige Gees. En dan sal ons deur ons lewens en deur onsself mense verander. En die woord sê, julle het die salwing. Psalm 133 vers 2 sê, dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die kosbare olie wat afloop van bo af na onder. En dis hoe die salwing werk, afloop van bo af na onder toe. So, God is bo en ons, en dit gaan oor die salwing. Die Engelse woord vir dit is, jy moet saturate. Ons moet die Here vra dat sy Gees ons kan saturate. Wat is Afrikaans vir saturate? Deurweek, dankie. Ek het daai woord geken, nou. Deurweek. Ons moet die Here vra om ons te deurweek met die salwing. Ons nodig dit. Ons het
die salwing meer as ooit tevore nodig in hierdie tyd waar ons leef, kan ons sê amen. Ons kan nie sonder die salwing nie, ons kan nie, want dan gaan ons verkeerd gaan. Vandag, in hierdie dae wat ons lewe, het ons die salwing meer nodig as enige tyd. In Joël 2 vers 28 lees ons, Joël was die profeet wat gepraat het oor die eindtyd, en dan sê hy, en daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle ou mense sal drome droom, en julle jongelinge sal gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitstort. Die Here beloof dat hy in hierdie dae waar ons nou oop bly, sy gees sal uitstort oor almal. En dis 'n belofte van God, en God se beloftes is ja en amen. En hoe ons deel kan wees van God se beloftes, om te vra, Here, vul ons met die gees, vul ons met die salwing, vul ons, want die belofte van die Here staan. Die woord van die Here sê eintlik, herinner my aan my beloftes. Joël 2 vers 28 sê dit sal gebeur in die laaste tyd. Sien julle uit daarna? Is ons daar? Het ons al die salwing van die Here ervaar in ons lewe? Lewe ons so? Dis die vraag wat ek vir myself en vir ons kerk vra. Ons moet deurweek word, hier het ek dit geskryf, deur die salwing vir almal. Psalm 92 vers 11 lees, maar u verhoog my horing soos van 'n buffel, en ek is met vars olie gesalf. U verhoog my horing soos 'n buffel. In die tyd het hulle die salf mos in hy horing gesit, en Dawid sê, ek is met vars olie gesalf. Vars olie beteken dat daar elke nuwe dag vars olie. Die Here wil elke dag vir my en vir jou, wanneer ons opstaan, nuut vars olie gee. Daar's 'n spreekwoord wat sê, wat van 'n vlieg in die salf. Die vlieg kom in salf, in ou salfolie. Die Here, net soos in die tyd van die Israeliete, was daar elke dag vars manna. Die Here wil vir my en vir jou elke dag vars olie gee. U het my met vars olie gesalf. Het julle nie 'n begeerte om met vars olie elke dag gesalf te word nie, kinders van die Here? Vars salwing, nie jare terug se salwing nie. Vars salwing van vandag af, die eerste Sondag vandag. Baie dinge het in my lewe gebeur, en ons lewe, en ons dink altyd daar, en die ouer mense sê, ek dink aan daai dag, toe ons by daai diens was, en God se gees het uitgestort, en die mense het in tale gepreek, en die lewe van die mense het verander, soos die dag op Pinksterdag, maar vandag sê die woord vir Here vir ons vandag, ek het julle met vars olie gesalf. Ons moet 'n begeerte hê na die vars olie. Dit help, dit is goed om te praat van gister se dinge, van laasweek se dinge. Ek kan getuig van baie wonderlike dinge wat hier gebeur het, maar ek sien uit in hierdie jaar van nog groter dinge. Kan ons sê amen daarop? Hoe gaan ons dit kry? Deur die salwing, die Here te vra, Here, salf ons met vars olie elke dag. Ou dinge is fantasties, ek hou daarvan. Self wanneer ek swaar kry, dan dink ek, ja, maar daai dag het die Here my uitgered. Daai dag het dit gebeur, daai dag het dit gebeur. 2026 vra ons vir die Here om ons met elke dag met vars olie te salf. Die salwing, dit is die salwing wat ons nodig het. Elke dag van ons lewe het ons die vars olie van die Here nodig. In Lukas 7 vers 37 en 38 lees ons die geestelike salwing. Die geestelike salwing, kinders van die Here, dis 'n beweging, die atmosfeer verander. Wat het gebeur in Lukas 7 vers 37 en 38, daar het 'n vroutjie gekom na die Here toe, en hulle sê dit was 'n sondares, en sy het 'n albasterfles gevat, met salf, die Here se voete naad gemaak, met haar hare, en sy voete gesoen, en sy voete gesalf. Wanneer daar salwing is, wat het gebeur met daai albasterfles, toe sy dit oopbreek, het die reuk van aangename geur die hele vertrek oorheers. Wanneer ons in die kerk kom, moet ons die aangename geur van die Here ervaar. Dis nie 'n fisiese reuk nie, dit kan wees, maar die eintlike ding is, ons ervaar dit. Dis 'n atmosfeerverandering. Wanneer God se gees hier is, wanneer dinge gebeur, dan ervaar ons 'n aangename reuk, en die atmosfeer verander deur die salwing van die Here.
En wie moet dit doen? Ek en u, dis ons plig om in gebid te kom en die Here te vra, Here, ons bid vir die salwing, ons bid vir die aangename geur, ons bid dat die mens wat inkom sal ervaar, maar hier is iets anders wat in die gang, dis die salwing van die Heilige Gees het ons nodig. Uit sy voete gesalf, sy het hom gesoen en die Here het behaag gehad dit. Psalm 72 vers 6 sê, hy sal neerdaal soos reën op die grasveld en soos buie 'n swaar reën op die aarde. Hy sal neerdaal, die Gees van die Here sê soos 'n reën, die grasvelde soos buie en swaar reën, nie buie, maar die reën, buie reën op die aarde. Het julle al gesien soos vanoggend vroeg toe ek wakker word, toe reën dit so liggies en saam met daai reën toe ek opstaan, toe ruik ek die gras. Toe ruik ek die varsheid van die lewe. Dis die salwing, vars reën, vars. Dis net die reën van die Here, dis net die salwing, daar's niks anders wat ek kan doen en u kan doen nie. Ons moet dit ervaar en die reën bring lewe, die reën bring 'n aangename geur. Psalm 45 vers 8 sê, eet geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het u o God, u gesalf met vreugde bo u metgestelde. Wanneer 'n mens die salwing van die Here ervaar, dan kom daar vreugde in sy hart. Vreugde soos ons hier gesing het, ons gaan juig daar in die hemel. Daar vreugde, die woord van die Here sê, God gee ons die vreugde wat alle verstand te bowe gaan. Nie verstand se vreugde nie, maar geestelike vreugde. Het julle dit al ervaar? Het jy gejubel en gejuig in jou kamer en sê dankie Here, ek ervaar die salwing nou in hierdie plek. Ou mense, ek praat van ou mense baie keer en ek het dit ook al ervaar, as daar probleme is, dan gaan jy in jou binnekamer, jy maak die deur toe en jy bid en jy bid en jy bid tot dit geantwoord word. Jy weet wanneer dit geantwoord. Jy weet presies waarvan ek praat. Ek onthou toe ons in Mosambiek eendag was, toe het die pastoor wat ek saam mee was gepreek daar en ek sien hy kyk vir my en ek sê vir 'n ander ouetjie, kom ons gaan en 'n kantoortjie daar langs aan en ons bid en ons bid en ons bid, want dis julle kan mos sien as daar onrustigheid is by 'n plek. As die Gees van die Here nie daar is nie, dan is daar onrustigheid. En ek weet nie hoe lank het ons gebid nie, en tale gebid en die Here, en ewe skielik het ons altyd stil geword. En toe ons ingaan in die kerk, toe is daar stilte. Die salwing van die Here, die vreugde van God, het hierdie atmosfeer verander daar. Atmosfeer verander. Dit is wat die salwing bring. En dis wat ons nodig het in hierdie tyd waar ons lewe. En vreugde, nie die wêreldse vreugde nie. Daarom het God ons gesalf met vreugdeolie. Die Here salf ons met vreugdeolie. Maar daar's ook 'n voorwaarde. In Romeine 8 vers 8 staan daar, en dit wat in vlees is, kan God nie behaag nie. Dit wat in vlees is, kan God nie behaag nie. Ons kan nie God behaag wanneer ons vleeslik is nie. Ons kan nie God behaag, dit was Romeine 8. En ek seker dit verwys ook na Eksodus 30 vers 22, wat sê op geen mens se liggaam mag jy dit uitgegiet word nie. So wat God vir Moses gesê het, hy moenie op die liggaam van die mens, moet dit op sy kop uitvoer. Salfolie en die salwing van die Here, ons kan nie dit namaak nie. Die vleeslike goed kan God nie behaag nie. Ek praat nie teen dinge nie, ek sê net vir julle, as ons by baie kerke doen hulle baie veranderings, om te dink die verandering sal die salwing bring. Dis nie die verandering nie, dis die salwing wat die salwing bring. Kan julle amen sê daaroor? Ons kan hierdie kerk swart verf, ons kan allerlei dinge doen, gaan hulle die salwing bring. Dit gaan nie die salwing bring nie, ons gaan die salwing bring, ons gaan die Here vra om ons te help. Ek is nie teen vernuwing nie, ek is vir vernuwing. Ek wil hê dat die kerk moet mooi wees. Die begeerte van my hart, ek wil 'n groot ding hierso sien. Dit gaan nie die salwing bring nie, dit gaan atmosfeer van, wat ek eintlik sê, die vleeslikheid kan God nie behaag nie, geestelikheid. Ons moet oppas dat ons nie agter die wêreldse dinge aan hardloop en die salwing verbeur nie.
Die woord van die Here sê, mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het, keer jou af daarvan by. Daar's baie gedaante van godsaligheid. Gedaante. Dis maklik vir mense om te kom, ja, ek wil nie te veel praat nie, maar elkeen van ons moet bid, julle moet bid, dat julle 'n gees van onderskeiding kan hê, dat julle kan sien wat gebeur by die kerk. Dis nie dit is 'n onderskeiding van geeste, ek het verkeerd gepraat. Onderskeiding van geeste, dis nie 'n gees nie, dis onderskeiding van geeste. Ons moet bid dat die Here ons help, dat ons onderskeiding van geeste kan hê, om te sien wat 'n gees is en wat gaan aan in die kerk. Daar's baie dinge wat vandag gebeur in ons land, wat ons wegvat van die salwing af, wat hulle dinge probeer maak. Ons kan nie dit aanjaag nie, ons kan niks doen, die kinders van die Here. Dit is die voorwaarde. Galasiërs 3 vers 3 sê, is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. So, die skrywer van Galasiërs sê vir die mense, is julle dan so onverstandig, julle het met die gees begin, en nou eindig julle in die vlees. In die vlees is wanneer vleeslike dinge gebeur. Ek wil nie vir julle mention van al hierdie goed wat gebeur nie, maar daar waar julle gaan, moet julle seker maak, dat dit die gees is, die salwing van die gees, en nie vleeslike dinge nie. Ek wil net iets sê, ek was nou die dag by 'n ander kerk, lank terug, my kinders het my uitgenooi soontoe. Toe ek daar kom, dit was baie mooi geweest, alles was so mooi geweest by die kerk. En hulle het ook 'n mooi ding daar gehad. My dogter staan langs my, en ek sê vir haar, Lindy, ek wil jy moet net 'n foto neem, dat ek wil die jeugmense wys hoe lyk dit daar. Toe my dogter die foto uitneem, toe is daar 3 ouens met sulke klere, Chucker Elts. Hulle sê, mag ek my foto neem nie, sit dit af van dit. En weet julle wat, dit het my teruggevat in my dae van jong dae, toe ek by hierdie plekke gewerk het, waar drank gevloei het, en al die goed, en Chucker Elts is. 'n Kerk kan nie Chucker Elts hê nie, kinders van die Here. Dis wat ek sê, dis my mening oor die hele saak. En ek het hulle gesê, ek wil nie weer na die kerk toe gaan nie. Hulle is fris manne, hulle gooi jou uit. Net as jy 'n foto neem. Hulle sê, sit af, en hulle vat die selfoon by haar. Hulle sit dit af. Toe sê ek, nee, ek loop. Dis my ervaring wat ek gekry het. Maar miskien het almal nie so ervaring nie. My ervaring was, want dit het gedink aan my ou dae. Dit was deel van my werk. En daai mense was altyd bekleierig, en ons het beklei daar, en dit was net, die gees van die Here was nie daar nie, en dit het my teruggevat na daai dae. En ek sê nie die gees van die Here is nie by daai kerk nie, ek sê ek net ervaar, dat daai ding om Chucker Elts te hê, mag die Here ons bewaar, dat ons nooit Chucker Elts sal hê in hierdie kerk, om mense uit te gooi wat wil foto's neem, of wat wil dinge doen nie. Dis al wat ek wil sê oor dit, oor die salwing. Dankie, jammer dat ek nou bietjie, nie jammer nie, maar dis net my mening. David was in die veld gewees. Hy het nog 7 ander broers gehad. En toe Samuel kom om iemand te salf, julle ken die hele storie, het hy al sy kinders geroep. En Samuel self het hierdie man gesien, 'n groot man. Hy sê, ja, hierdie man is mooi. Ek dink dis hy wat die Here sê ek moet salf. En God sê, nee, dis nie vir hom nie. En so het hulle almal verbygegaan. Toe almal klaar is, toe sê hy, maar Here, nou, wat nou? Toe vra hy vir Jessie, ja, sy dinge. Is daar nog ander kinders? Toe sê, ja, ek het nog 'n kind daar in die veld, maar hy is maar nou eintlik net daar in die veld. En so, hulle sê, maar gaan roep hom. En toe David kom, toe sê die Here, salf hom. So, toe hom gesalf het met die salfolie van Deuteronomium 30, sê die Bybel van daardie dag het die gees van die Here oor hom gekom. En dit het hom lank gevat om koning te word. Julle ken vir David, julle ken sy storie. Hy was in die veld. Hulle sê, nee man, dis die klein laaitjie daar. Hy moet speel aan buitekant terwyl die groot mense besig is. Hy moet die skape oppas, hy moet kyk dat die dinge reg gaan. En David, terwyl hy daar gespeel het, het hy op sy harp gespeel. Hy het die Here aangeroep. Julle ken David se Psalm 23, die Here is my herder. Alai. Maar eintlik wat ek wil sê is, die Here kyk na die hart. Dis wat hy sê. God kyk na die hart. So
as jy die salwing wil hê, dan moet jy seker maak dat jou hart reg is. God kyk na jou hart. Hy kyk nie na jou appearance nie. Ek dink ek is een van die mooiste ouens aangetrek hier in die kerk. Maar God kyk nie daarna nie. Hy kyk na ons harte. Hy kyk nie, ek wil nie wys wie's nie minder mooiste aangetrek nie, maar ek wil net sê dat God kyk nie na jou klere drag nie. God kyk nie na hoe jy lyk nie. God kyk na jou hart. Amen. Kan ons hart reg kry om die salwing van die Here te ervaar. Dit is wat gebeur met Dawid, en Dawid was die koning. En hy het ook een keer gesê, Dawid, toe hy gesondig het, toe sê hy, laat die Gees my tog nie verlaat nie. Die belangrikste ding vir Dawid, toe hy daai sonde gepleeg het, toe die profeet na hom kom sê, en u is die man. Hulle het mos 'n storie vertel, hy het mos 'n man vermoor, sy vrou gevat, hy het al daai goed gedoen, maar toe sê hy, Here, laat die Gees my net nie verlaat nie. Alles, laat die Gees van die Here. So die Gees van die Here is een van die belangrikste dinge. En hy het ook gesê, laat die Gees my nie verlaat nie. En die Bybel sê, Dawid was 'n man so na aan God se hart. Dawid was 'n man so na aan God se hart. Dis my begeerte dat die Here eendag ook vir my kan sê en vir elkeen van ons is 'n man so na aan God se hart. En Dawid was 'n man van na aan God se hart, maar hy het ook gevra dat die Gees my nie verlaat nie. Hy was nie 'n volmaakte mens nie. God weet dat ons nie volmaak is nie, en God weet baie van my en baie van elkeen wat hier is. Here weet elkeen van almal wat hier sit. Maar die Here sê nog, as jy hom volg, gaan hy jou salwing gee, en jy sal vorentoe gaan. En dit is die boodskap wat die myn ding wat ek vanoggend bring, is om te sê, dat God salf my met vars olie, en dan vlug die duiwel. Die duiwel vlug, en die duiwel kan sien, dat mense wat met vars olie gesalf is. Die duiwel kan sien, ek het met duiwelaanbidder mense gewerk, nie baie nie, maar ek het in my lewe, hulle het op my pad gekom, ek het met hulle gepraat, en hulle sê vir my, wanneer hulle die duiwel, as hulle God aanneem, dan kry hulle 'n ding wat hulle noem 'n third eye. Ek weet nie of julle mense daai goed, ek wil ook nie te veel met dit praat nie. Dis 'n oog wat hier sit, sê hulle, dan kan hulle sien in die gees. En weet julle wat sien hulle? Hulle sien as mense vals is, hulle kyk in die hart van die mense, die duiwel gee hulle daai oog om binne in 'n mens in te kyk. En weet julle wat sien hulle nog? As hulle mens sien wat vol van die salwing is en vol van die krag van die Here, dan hardloop hulle weg. Amen. Hulle hardloop. Ek het al gesien dat mense weghardloop. Hulle is bang. Die duiwel wys hulle, hey, hierdie man is vol van die salwing, en dan hardloop. Die duiwel hardloop weg vir jou, kind van die Here, as jy vol van die salwing is. Die woord van die Here sê, jy moet aan God onderdanig wees, en jy moet gehoorsaam wees, dan sal die duiwel wegvlug. So die duiwel, ons moet nie bang wees vir die duiwel nie, die duiwel is bang vir ons. Die duiwel is bang vir die salwing, amen. Hy is bang dat ons, wat vol is van die Heilige Gees, hy hardloop weg. Ons moet afgesonder word vir God. Ons moet bekragtig word deur die Heilige Gees. Paulus sê, my lewe is Christus. En hy sê, my sterwe is, my lewe is Christus. En ek bekommer my nie oor die wêreldse dinge nie. Ek soek die salwing meer as iets anders. Daar is niks wat die salwing kan naap nie. En die plek van die salwing kan ook niks en niemand dit verander nie. In 2 Kronieke 12 vers 9 en 12, ek wil vir julle verduidelik wat staan daar. Sisak, die koning het die koning van Egipte het Israeliete aangeval en al hulle skatte weggeneem. Hy het ook die goue skilde geneem wat Salomo gemaak het. Vers 10 sê, toe maak die koning Rehabeam in die plek daarvan koperskilde, nagemaakte skilde van koper. So wat het gebeur, die Egiptenare het alles weggevat en Rehabeam het nagemaakte skilde gemaak van koper. So ons moet oppas om nie soos Rehabeam te waak nie, en wanneer die dinge, jy kan jou salwing verloor, maar jy kan net die Here vra dat hy weer salwing gaan. Hierdie is 'n baie belangrike leerding, en hy het koper goed gemaak.
Ek wil u vra in ons kerk en in ons wêreld, is daar nog goue goed of het ons dit vervang met kopergoed? Dis net 'n vraag wat ek hier wil los. En die Here was glad nie behaag daarmee. Jy kan mense flous om 'n koperding te maak en om hier te sit en die son skyn en dit lyk soos goud, dan is dit valse goed, kopergoud. Dis ook in kerke wat dit so is, nie om kerke te judge nie. Ek wil hê dat ons moet seker maak, hoeveel van die dinge in die kerk is vandag ook nagemaak. Ons moet nie nagemaakte goeders toelaat in ons kerk nie, kinders van die Here. Die salwing van die Heilige Gees het baie rowers laat weghardloop en bonatuurlike dinge het gebeur. Ek glo in die salwing van die Heilige Gees. Ons benodig die salwing in ons land, in ons skole, in ons kerk. Ons benodig die salwing oral waar ons gaan. Ek het baie keer in my lewe het ek met mense gepraat toe ek nog ander werk gedoen het, dat 'n rower kom en hy wil hulle skiet en daai mense in die salwing en hulle bid in tale en goeters, dat die ou die gun vat en hy trek, hy wil nie afgaan nie. Ek het gehoor van iemand wat hulle gestop het en gesê nee, klim uit gaan. Hulle wil hulle roof, maar toe hulle die salwing ervaar in die kar waar hulle geroof het, het hulle gestop en gesê loop. Baie sulke gevalle. Ek dink van julle weet ook van sulke gevalle. Ek weet van sulke gevalle en dit is wat die salwing maak. Die salwing maak dat rowers weghardloop, dat die duiwel weghardloop, dat God jou beskerm. Ek onthou ek was eendag in 'n geval daar naby waar my vrou gewerk het en ek was bietjie haastig want ek het verlang na haar en ek draai daar en hulle dis ook waar die busse ry en toe ek so draai, toe sien ek maar hier gaan die kar, hy draai nie. Die kar het so, ek het dit nie gesien nie. Ek sê ag Here, help net. En op 'n bonatuurlike manier, ek wens ek kon dit gesien het die kar net so en ek het mooi afgery. Die salwing maak sulke goed. Die salwing help ons. Die salwing ons beskerm ons. Baie van ons weet nie eers nie hoeveel kere die Here ons beskerm teen dinge en teen mense en teen woorde en goeters nie. Die Here se beskerming is daar vir u en vir my en die salwing van die Here veroorsaak dit. Baie keer, baie van ons wat hier sit, weet nie eers nie. En dankie Here vir dit. Dankie vir die salwing. Dankie dat U ons bewaar het. Dat dis hoekom ons nog hier is. En soos ek sê, ons moet die salwing terugkry in die skole, kinders van die Here. Ons moet die salwing terugkry in ons werk. Ons moet kyk by ons kerk dat die salwing van die Here daar manifesteer. Nie demone manifesteer nie. Die salwing van die Here manifesteer in ons kerke. Amen. Mag dit so wees en mag die Here ons help. Mag ons 'n nuwe begeerte vandag kry op die eerste Sondag van die nuwe jaar om die salwing van die Here te soek met ons hele lewe. Dankie. Jesaja 10 vers 27. Wat het gebeur? Ek lees Jesaja 10. En in die dag sal sy las van jou skouers af weggaan en sy juk van jou nek af en die juk sal vergaan weens die salwing. Die juk beteken onderdrukking, slawery, swaar kry, laste, geestelike bindelinge. In die dag sal die las van jou skouers weggaan en die juk van jou nek afgaan. Onderdrukking, slawerny, swaar laste, geestelike binding, verslawing, depressie, al daai goed. In Jesaja het hy geskryf, dit sal van jou skouers af weggaan. Salwing is God se krag en teenwoordigheid wat bevry. Ons het God se krag, ons het God se teenwoordigheid nodig wat bevry. Dis nie 'n menslike krag wat bevry nie, maar God se salwing wat jukke verbreek, nie net ligter maak nie, maar dit vernietig. God vernietig die jukke. Hy bevry ons van dinge en goeders. En as hier mense is wat wil bevry word, dan moet hulle bid vir die salwing en dan ons julle salf, dat die Here julle sal help. In die Nuwe Testament sien ons die vervulling van die Heilige Gees, die gesalfde. In Jesaja, wat het hier gebeur? Jesus was in die sinagoge en terwyl hy daar gestaan het, het hy die boek oopgemaak, Jesaja, en hy het gelees. En die Gees van die Here het gelees uit Jesaja 4 vers 18. Jesus lees dit. En hy sê die Gees van die Here is op my. Jesaja die profeet profeteer dit en Jesus in die sinagoge lees dit. En die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het en om die evangelie aan die armes te bring. En hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Die Gees is op my, het my gesalf om die evangelie van die armes te bring.
En hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here af te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die eienaar teruggegee het, het hy gaan sit. Jesus, nadat hy dit gelees het, het hy gaan sit en die oë van almal op in die sinagoge was op hom gevestig. En toe begin hy om vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Hoor julle, Jesus sê vandag, hy daai dag gesê, en vandag is hierdie in julle ore vervul. Vandag, ewen vandag, het die Here God, hy het hulle gesalf, maar die Bybel sê, julle sal meer dinge doen as Jesus. En die Here salf ons. Hoekom salf die Here ons? En hoekom salf ons? Die Here salf ons. Hy salf ons om aan die gevangenes vrylating te verkondig, die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, en nadat hy die boek toegeneem het, en wat het hy nog gedoen? Om die evangelie aan, ons is gesalfkinders van die Here, julle almal, nie net ek nie, om die evangelie aan die armes te bring, en hy het ons gestuur om verbrysel van hart is te genees, die mense wat hartseer is, wat verbrysel van hart is, hy het ons gestuur om dit te genees, en hy het daar gestop, in Jesaja, net daar, en as ons verder lees in Jesaja, dan praat hulle ook van die eindtye, wat gebeur, en dit, hy het gestop in die middel van Jesaja, het Jesus gestop, en sê, vandag is hierdie woord in julle ore vervul. Ons moet dit hoor, ons moet dit aanvaar, en ons moet soek na die salwing. Dit is die werking, dit is die werk van die kerk vandag, onder leiding van die Heilige Gees, die salwing. Die salwing is die werk van die kerk onder die leiding van die Heilige Gees. Ons kan nie sonder die salwing klaar nie. Dit is onmoontlik vir ons om sonder die salwing klaar te kom. En ons moet bid dat die Here vir ons elkeen sal op 'n bonatuurlike manier, sodat die salwing in die skole kan kom. Wat is die probleem met die skole? Hoekom is die Christene mense stil en wat gaan aan? Julle weet wat aangaan by die skole. Julle weet wat aangaan in die land. Julle weet alles. Die Here soek iemand. Hy het gesê in die Bybel, ek soek iemand. Kom ons as kerk, kom ons steek ons hand toe, ons is daai iemand. Kom ons vra die Here dat die salwing van die Here oor ons afdrup van bo tot onder, en dat ons 'n verskil sal maak in ons omgewing, dat ons die evangelie verkondig, en die wat broke van hart is, dat ons vrylating vir gevangenes is. Dit is wat die Here wil hê die kerk moet doen, en hy bemagtig ons kan dit doen. Dit is nie asof ons nie kan nie, ons moet net die Here vertrou. Amen. Kom ons steek net ons hande op, ons vra die Here. Net daar waar jy sit, broer en suster. Here, ons het gehoor die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Ons het gehoor van die salwing. En ons bid, Here, terwyl ons preek, vra ons die Here, Here, dit is 'n begeerte in elkeen van ons hart. Ek bid dat U dit wakker maak in ons hart. Laat ons die salwing van die Here sal soek met alles wat binne in ons is. En dat die Here ons sal salf en dat ons sal doen wat God van ons verwag, elke individu, elkeen van ons op ons eie manier, in die naam van Jesus bid ek dit. Ek wil net sê, dat as jy die salwing soek, dan moet jy ook onbeperk aan die Here oorgee. Die salwing werk met liefde. 1 Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat sy eniggebore seun gestuur het. Die woord van die Here sê, en dis hoe ek sal weet, dat julle kinders van God is, as daar liefde onder mekaar is. As 'n liefde onder mekaar is, dit is die voorwaarde, een van die voorwaardes vir die salwing. En ons moet die Here vra dat hy weer vir ons liefde in ons hart vir mekaar gee. En dan sal dit sal uitbreek soos die môre son, en die salwing sal skyn, en ons moet klaarmaak met sonde. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Die klein jakkaltjies wat die winge verniet, los daai goeders, klein dingetjies. En elke dag is Here besig om vir ons te verander, daagliks. Ons liggaam word oud, maar God verander ons daagliks. Daagliks verander hy vir my. Daagliks wanneer ek gaan slaap, en
Ja, Here, vergewe vir my, en Here, vergewe my op die ingewing van die oomblik, maar as ons gesalf is, dan gaan die Here ons help. Dankie, amen. Kom ons sê net dankie. Dankie Here vir die evangelie, ek het al dankie gesê, maar ek bid dat hierdie woord in ons harte wakker sal word. Ek bid dat hierdie woord elkeen van ons 'n begeerte, 'n diep begeerte sal gee. En ek bid dat elkeen wat hier sit sal salf met die Heilige Gees en met krag, en dat die juk sal breek en dat die dinge sal gebeur. Here, dis U wil. En Here, ons praat die evangelie, die goeie nuus van Here, om die wil van die Here te bepaal en te doen. Here, dankie. Help ons dat ons die belangrikheid daarvan sien. In Jesus se naam, amen. Ek weet nie, baie mense, ek weet nie hoekom is 'n mens dom nie. Ek sê ek het nou die dag, gister het ons hier gepraat. So Sondag sing almal hier, Maandag Sondag hulle weer. Kom ons hou op met dit. Kom ons sing Maandag en ons sing Sondag ook en ons los die sonde, nee. Mense, kom ons los dit. Die Here wil ons help om dit. In my eie uit kan ek nie, maar met my God loop ek 'n bendestorm. Hy maak my voete soos die wat op 'n ribbok, soos die van 'n ribbok. Op hoë berge sal ek loop met die salwing van die Here. Amen. Dankie.